As ek jou sou vra, wat is rentmeesterskap? Hoe sou jy antwoord? Malrice het dit een keer so beskryf. Rentmeesterskap is die bestuur van dit wat aan iemand anders behoort. Die skrif sê vir ons dat alles aan die Here behoort. Die aarde behoort aan die Here en alles daarin, die wêreld en almal wat daarin woon. Alles wat ons geniet of ons in ons hande hou, behoort aan God, die ware eienaar van alles. Die natuur, ons werk, ons vermoëns, kinders, huweliksmaat, huis, motor, alles. Omdat God alles besit, vertrou hy elkeen van ons as bestuurders of rentmeesters van sy besittings om sy werk op aarde te behartig. En wat is God se werk? Die redding van mense, die naby en ver van ons. Baie Christene praat daarvan om God se eienaarskap in 4 areas te erken, wat moontlik die 4 T's van rentmeesterskap genoem word. Skrywer Julian Archer het die lys uitgebrei na 5 tot 6, toe 7, totdat lede van Apache en Navajo gemeenskappe in Arizona hom gehelp het om die 8ste een raak te sien. Hy noem dit nou die 8 T's van dankbare lewe. Tyd om God en sy werk die eerste en beste deel van elke dag te gee. Talente om my God gegewe vermoëns te gebruik om hom te dien. Skatte, getrouheid in tiende, offergawes en bates. Getuienis om getrou te deel wat God gedoen het en steeds doen in my lewe. Tempel om na my liggaam en verstand om te sien vir God se diens. Gebied om te sorg vir die grond en omgewing wat aan my toevertrou is. Waarheid om daaglik God se woord te bestudeer, dit getrou te beskerm en te deel. Familie om na my gesin, my geloofsfamilie en die wêreldwye familie om te sien. Hierdie T's verteenwoordig die baie dinge wat God aan ons toevertrou om versigtig en bidend tot sy eer te gebruik. Paulus het dit mooi gestel. Wat julle ook al doen, doen dit alles tot eer van God. Ons word uitgenooi om God te verheerlik deur 'n vooraf bepaalde persentasie van ons inkomste as 'n belofte offergawe terug te gee, bo en behalwe die 10de. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.